Vandag se les gaan ons nou ons laaste lesie doen rondom grafieke. Hierdie lesie gaan nou die gemengde oefeninge behels of gemengde voorbeelde van kombinasiegrafieke. Dit is nou wanneer ons grafieke kombineer en meer as een grafiek ook het. Ons het al so effens na dit gekyk, maar hierdie ene het nou 'n bietjie iets anders in. Nou kom ons kyk gou na ons voorbeelde. Goed, nou in hierdie geval het ons nou die grafieke van F, G en H. Hier word vir ons gegee dat hierdie is die punt D en dit word ook genoem 2. Hierdie puntjie is ons punt E en daai waarde daar is -1. Hierdie punt is die punt C en daai afsnit is ook -1. Daar het ons die punt A, hier het ons die punt B en dit is vir ons gegee dat H ewewydig is aan die x-as en dan is dit nou ook vir ons gegee dat F en G ewewydig is aan mekaar. Goed, die eerste vraag hier rondom dit is bepaal die vergelykings van F, G en H. Goed, nou as ons met die vergelyking van F begin, dan gaan ons sien ons vergelyking is mos nou y is gelyk aan mx plus c, wat my standaard vorm is. Onthou, dit is baie belangrik dat jy begin met jou standaard vorm, en dit is nou die lessies wat ons gedoen het rondom die bepaling van die vergelyking van die grafiek vanaf 'n skets. So, as ons nou kyk na hierdie vergelyking, dan kan ek sien my c-kie is mos nou 2, so ek kan so lank wees y is gelyk aan mx plus 2. Nou kan ons gradiënt op verskillende maniere bepaal. Ek gaan hierdie gradiënt nou sommer weer met die telmetode doen, en as jy nou mooi kyk na jou gradiënt, kan jy sien my verandering in y, want onthou ons gradiënt is ons verandering in y op ons verandering in x. So as jy mooi kyk, kan jy sien hiervandaan af beweeg hy 2 af, met ander woorde my verandering in y is -2, en dan van daai punt af beweeg hy 1 links, met ander woorde dis -2 op, -1, en dit gee vir my 'n gradiënt van 2. Nou goed, die ander manier wat jy hom ook kon bepaal het, is om met jou 2 punte te werk, en die 2 punte wat ons mos nou het, is die punt 0 en 2, en die punt -1 en 0. So my gradiënt is my verandering in y op my verandering in x, en ek kan sê dit is 0 minus 2 op -1 minus 0, en dit gee ook vir my 'n antwoord van 2. So ek kan sê my vergelyking van f is y is gelyk aan 2x plus 2. As ek nou kyk na die grafiek van G, dan kan ek nou sien dat G is ewewydig aan F. Hulle het dit vir ons gegee. Met ander woorde, die gradiënt van G moet gelyk wees aan die gradiënt van F. So ek kan daarom sê y is gelyk aan mx plus c, wat my standaard vormpie is. Met ander woorde, my gradiënt moet gelyk wees aan 2, want dit is wat die gradiënt van f is. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 2x plus c, en wat kan ons nou sien by c? Ek het hierso 'n y as afsnit van -1, so y is gelyk aan 2x minus 1, is die vergelyking van G. As ons kyk na H,
dan kan ons sien ons H gaan ook deur die punt 2, met ander woorde H is weer ewewydig aan die x-as, hy het net 'n y-as afsnit, so die vergelyking van H is y is gelyk aan 2. Die volgende vraagie wat hulle nou vir ons kan vra, is bepaal die koördinate van H. Goed, nou wat sien jy van A? Wat ons nou raak sien van A, is dat A is die x-as afsnit van die funksie G. Goed, so dit is nou baie belangrik dat jy daai mooi eienskap raak sien daar, dat A is die x-as afsnit van G. Nou, hoe bepaal ons weer die x-as afsnit? As ons die x-as afsnit moet bepaal, dink gou mooi. Ja, dis reg, ons stel y is gelyk aan 0. Met ander woorde, ek het my vergelyking, y is gelyk aan 2x minus 1. Ek gaan nou y 0 maak, so ek kry 0 is gelyk aan 2x minus 1. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek gaan my 2x oorvat, ek kry minus 2x is gelyk aan minus 1. Nou wil ek nog steeds my x alleen hê, so ek moet deel deur minus 2 en wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry die oplossing vir x as 'n half. So die koördinate van A kan ek sê is die punt 'n half en 0. Dan vra hulle vir my by die volgende vraagie, bepaal die koördinate van B. Kom ons kyk net gou waar lê B. Hierdie is nou my B. So B lê op die lyn waar hy vir H sny. Wat weet ons nou van die y-waarde hier by B? Goed, so ons is besig om die koördinate van B te bepaal. As ons nou mooi kyk, B lê op die lyn van H, waar G en H mekaar sny. Met ander woorde, by daai waarde van B, kan ek sê, by B is my y-waarde gelyk aan 2. Want hy lê mos nou op daai lyn wat ons gesien het, y gelyk is aan 2. Met ander woorde, B is ook op die lyn y gelyk aan 2x minus 1, want hy lê op die lyn van G, en G se vergelyking het ons gesien is 2x minus 1. Met ander woorde, ek gaan hierdie y-waarde moet ek gaan instel. Daai y-waarde is 2, met ander woorde, ek kan dit hier in y se plek instel om x op te los. Met ander woorde, ek het 2 is gelyk aan 2x minus 1, so 2 plus 1 is gelyk aan 2x, dan kry ek 3 is 2x, met ander woorde, ek wil x alleen hê, dan gaan ek deel deur 2, wat ek regs doen, moet ek links doen, met ander woorde, ek kry 3 op 2 is x. Ek kan dit ook skryf, dat x is gelyk aan 1 en 'n half. So die koördinate van B is met ander woorde, B is die punt 1 en 'n half en 2. Die volgende vraagie wat hulle nou vir ons vra, is ons moet die lengte vind
van CD. Nou 'n vreeslike belangrike ding wat julle moet onthou, lengte is altyd positief. Jy kan mos nie 'n negatiewe lengte hê nie. Lengte is altyd positief. Goed, nou wil ons die lengte van CD bepaal. Met ander woorde, waar is die lengte van CD? Dit is nou van hierdie punt af tot daar. So dit is die lengte wat ons moet bepaal. Nou kan jy mooi kyk, die lengte, hierdie afsnit hier is -1, met ander woorde, hierdie lengte se eenheid hierso is 1 eenheid. Hierdie lengte van daar af tot daar, met ander woorde van my y gelyk aan 2 af tot by my oorsprong, wat mos nou hier in die middel is dit mos nou 2 eenhede. Met ander woorde, as ek kyk wat is die lengte van CD, dan is die lengte van CD is daai lengte van y. Met ander woorde, dis daai 2 plus 1 en dit is gelyk aan 3 eenhede. Nou dit is sommer as ons so tel, maar wat ons moet onthou, die lengte van so vertikale as is altyd my maksimum waarde minus my minimum waarde. So, as ons nou kyk na daai lengte van CD, kom ons gaan nou net weer terug. D is my maksimum waarde, so my maksimum waarde is 2. En my minimum waarde is by C, en C se waarde het ons gesien is -1. Met ander woorde, daai is 2 minus -1, dit gee vir my 2 plus 1 en dit is 3 eenhede. Nou dit is altyd hoe ons die lengte gaan bepaal. Kom ons kyk die laaste vraagie, vra hulle vir ons bepaal die lengte van OE. Okay, nou waar is OE? OE is met ander woorde van die middelpunt af tot by die puntjie E. Hier van die middelpunt af tot by die punt E. Daai is my lengte van OE. Nou net soos ons gesê het, is ons lengte is altyd positief. Met ons horisontale lengte kan ons sien van die oorsprong af tot by daai puntjie wat 1 is my lengte 1. So as ek dit op die grafiek sommer aftel, dan kan ek sien met my horisontale lengte dat OE is 1 eenheid. Nou onthou, ons het ook nou gesê, lengte kan ons altyd kry, is altyd ons maksimum waarde minus ons minimum waarde. Met ander woorde, ons maksimum x-waardekie in hierdie geval is 0, minus ons minimum x-waarde wat minus 1 is, so dit is 0 plus 1 en dit gee vir my 'n antwoord van 1 eenheid. Volgende vraag vra hulle vir ons om die lengte te bepaal van AE. Nou kom ons kyk gou-gou om die lengte te bepaal van AE. Ek gaan net hier so 'n bietjie van die goedjies uitvee dat ons mooi kan sien weer. Goed, nou om die lengte van AE te bepaal. Ons moes in die eerste plek die koördinate van A bepaal het en ons het gesien dat A is die punt 'n half en A is die punt
'n half en 0. E is die punt, minus 1 en 0. So ons lengte van AE is nou hierdie afstand van daar tot daar. Met ander woorde, ons lengte is altyd positief. Hierdie stukkie is 'n half, hierdie stukkie is 1. Met ander woorde, ek kan sê my lengte is daai 1 plus 'n half en dit is 1 en 'n half. AE is 1 plus 'n half en dit is 1 en 'n half. Onthou, as ons hom uitwerk as ons lengte, wat altyd ons maksimumwaarde minus ons minimumwaarde is, dan is ons lengte ons maksimumwaarde minus ons minimumwaarde. Ons maksimum is 'n half minus ons minimum is minus 1. Dit gee vir my 'n half plus 1 wat gelyk is aan 1 en 'n half eenheid. Die volgende vraagie vra vir ons om die DE se lengte te bereken. Nou as jy mooi kyk hier na DE, dan gaan jy kan sien, gaan net weer 'n bietjie hier probeer uitvee. As ons kyk na DE, dan is DE mos nou die lengte hierso. Goed, nou DE kan jy nou sien is jou skynsy van hierdie reghoekige driehoekie. OK, met ander woorde, ons weet ons kan die skynsy van 'n reghoekige driehoek se lengte bepaal met behulp van Pythagoras. Ons weet die lengte van hierdie DO, wat die oorsprong is, daai lengte is 2 en ons weet die lengte van OE is 1, soos ons nou gesien het. Met ander woorde, as ons DE wil bepaal, dan kan ons sê DE se kwadraat gaan gelyk wees aan DO se kwadraat plus OE se kwadraat, en dit is mos met behulp van ons Pythagoras stelling wat ons hierdie kan uitwerk. Met ander woorde, DO se kwadraat, DO het ons gesien is 2 se kwadraat plus OE se kwadraat het ons gesien is 1 se kwadraat. Met ander woorde, dit is 4 plus 1 en dit gee vir my 5. So DE se kwadraat is 5. As ek nou DE wil uitreken, moet ek die vierkantswortel kry, want dit kanselleer daai tot die mag 2 mos uit. Julle onthou nog daai sommetjies van vierkantswortels en derde magswortels, so ek kan sê daarom DE is die vierkantswortel van 5 eenhede. Goed, hier het ons volgende grafiekie. Ons het weer twee funksies, ons het f en g, en die eerste vraag is, bepaal die vergelykings van f en g. Ek glo teen hierdie tyd het jy nou jou spesiale manier hoe jy die vergelyking bepaal van 'n grafiek af. So, kom ons kyk, as ons gaan kyk na f, kan ons sê y is gelyk aan mx plus c. By f gee hulle vir my dat my y as afsnit 2 is, so ek weet y is gelyk aan mx plus 2. Ons weet hy gaan deur die punt 1 en 0, want dit is my volgende puntjie wat ek sien, waardeur f gaan, so ek gaan stel die punt 1 en 0 in. Met ander woorde, ek kry
0 is gelyk aan m maal 1 plus 2. As ek nou kyk na my gradiënt, gaan ek kry 0 is gelyk aan m plus 2, met ander woorde, minus m is gelyk aan 2, so ek kan sê m is gelyk aan minus 2. En ek kan dit ook bevestig, want ek kan sien my gradiënt moet negatief wees, want hy is 'n dalende funksie. Met ander woorde, my vergelyking van f is y is gelyk aan minus 2x plus 2. As ons kyk na g, onthou hulle het nou vir ons gesê, ons moet die vergelyking van g bepaal. As ons kyk na die vergelyking van g, kan ek sien g is loodreg op f. Nou moet ons net onthou die gradiënt van g maal met die gradiënt van f moet gelyk wees aan min 1, omdat hulle twee loodregte lyne het. Met ander woorde, ons gaan hê die gradiënt van g maal met min 2 moet gelyk wees aan min 1. Ek wil nou m van g alleen hê, so ek moet deel deur min 2, deel deur min 2. Met ander woorde, ek kry die gradiënt van g is 'n half. En ek kan sien ek is reg, want my g-grafiek is 'n stygende grafiek. Met ander woorde, my gradiënt moet 'n positiewe waarde hê. So, my vergelyking van my lyn van g is met ander woorde, y is gelyk aan 'n half x, en dan kan ek nou sien my y as afsnit van g is die punt 1, met ander woorde, my vergelyking is 'n half x plus 1. By die tweede sommetjie vra hulle vir my, nou bepaal die waardes van a en b. Goed, nou as ons kyk na waar lê a. A lê op my lyn wat deur f gedefinieer word. En b lê ook op die lyn wat deur f gedefinieer word. Nou as ons kyk by a, kan ons duidelik sien, is x gelyk aan min 2. Daarom gaan ons x gelyk aan min 2 in ons vergelyking instel. Ek het my vergelyking van c is y is gelyk aan minus 2x plus 2. Nou kan ek mos nou sien, ek gaan daai minus 2 in my x se vergelyking instel. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan minus 2 maal minus 2 plus 2, en dit gee vir my 4 plus 2, met ander woorde, y is gelyk aan 6. So die waarde van a is 6. Die punt a is met ander woorde die koördinaatpaar min 2 en 6. As ons nou kyk na b, sien ons is ons y-waarde gelyk aan minus 6. Met ander woorde, as ek nou het y is gelyk aan minus 2x plus 2, dan kan ek nou hierdie minus 6 in my y se plek gaan instel, want dit maak die vergelyking waar. Met ander woorde, ek kry minus 6 is gelyk aan minus 2x plus 2. Ek wil my x alleen hê, so ek gaan nou in hierdie geval die plus 2 sommer oorvat, dan het ek minus 6 minus 2 is gelyk aan minus 2x, so ek het minus 8 is gelyk aan minus 2x. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur minus 2, wat ek regs doen, moet ek links doen. So ek kry met ander woorde x is gelyk aan
4. B is dus die punt 4 en minus 6. Volgende vraagie vra nou vir ons om die lengte van CB te bepaal. Met ander woorde, ek moet nou gaan kyk, waar is CB? So, as ons hier kyk op ons grafiekie, dan kan ons nou sien, hier is ons lengte van CB. Met ander woorde, dit is hierdie afstand tussen C en B. Die eerste ding wat ek nou moet kry, is om met ander woorde te bepaal wat hierdie C van my se y-waarde is. Nou kan ons sien, maar hierdie lyn is loodreg op daai lyn op die x-as. Met ander woorde, by C gaan my x-koördinaat nou dieselfde wees as hierdie B. Met ander woorde, ons gaan sien, by C is x gelyk aan 4 en C lê op my G-lyn. Okay? So, ek het nou x gelyk aan 4, wat is die vergelyking van G nou weer? Die vergelyking van G is y is gelyk aan 'n half x plus 1. Nou, as x gelyk is aan 4, kan ek daai y-waarde van my bepaal, want ek kan nou hierdie 4 in x se plek gaan instel. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 'n half maal 4 plus 1, en 'n half maal 4 is 2 plus 1, met ander woorde, y is gelyk aan 3. So, by C kan ek met ander woorde sê, C se koördinate is die punt 4 en 3. Nou goed, julle onthou nou, wat het ons gesê is ons lengte. Hierdie is met ander woorde 'n lengte van 3, en hierdie is 'n lengte van 6. Want onthou, lengte is altyd positief. Met ander woorde, ek kan sê, CB se lengte is 9 eenhede, want 6 plus 3 is 9. Of, as julle nou reg onthou, hoe het ons gesê, bepaal ons lengte? Dis reg, ons lengte is altyd ons maksimumwaarde minus ons minimumwaarde. Wat is ons maksimumwaarde? Ons maksimumwaarde is 3. En ons minimumwaarde is minus 6. Met ander woorde, ek het 3 plus 6 en dit gee vir my 9 eenhede. Die volgende vraagie bepaal die koördinate van E. Goed, nou, by E kan ek sien, E is die x-as afsnit van G. Hoe bepaal ons nou weer die x-as afsnit? Dis reg, ons stel y gelyk aan 0. Met ander woorde, ons het ons vergelykingkie, y is gelyk aan 'n half x plus 1. Nou is y gelyk aan 0. Met ander woorde, 0 is gelyk aan 'n half x plus 1. Ek wil x alleen hê. Met ander woorde, ek gaan hierdie half x oorvat. Onthou, die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, word hy in negatief. Nou het ek minus 'n half x, ek wil x alleen hê, so ek gaan maal met minus 2 op 1, ek maal met die resiprook, want die resiprook gaan maak dat hierdie 1 word, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 2.
So die koördinate van E is die punt -2 en 0. Die volgende vra hulle van ons, bepaal die koördinate van F. Nou waar lê F? F lê hierso en dit is die snypunt van die twee grafieke. Met ander woorde, dit is waar F gelyk is aan G. Met ander woorde, daai is baie belangrik dat julle kan sien F is die snypunt. Nou by 'n snypunt beteken dit is waar die twee grafieke gelyk is aan mekaar. Met ander woorde, ons kry dit is waar F gelyk is aan G. Met ander woorde, dit is waar -2x plus 2 gelyk is aan 1/2x plus 1. Nou onthou, ons moet nou ons x'e alleen kry. Met ander woorde, ons gaan hierdie 1/2x oorvat en ons gaan hierdie plus 2 regs vat. Dan gaan ek kry -2x minus 1/2x is gelyk aan 1 minus 2 en dit gee vir my -2,5x gaan ek skryf as minus 5 op 2x is gelyk aan 1 minus 2 wat minus 1 is. Goed, so as ek hom nou moet uitwerk, dan gaan ek wil x alleen hê, so ek gaan maal met die resiprook, so ek maal met minus 2 op 5, en onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. As ek hierdie kant maal met minus 2 op 5, dan kry ek nou daai waarde, x is gelyk aan 2 op 5. Goed, so, as x gelyk is aan 2 op 5, dan gaan ons hom in enige vergelyking instel om die y-waarde te kry. So kom ons stel x gelyk aan 2 op 5, kan jy in enige van die vergelykings gaan instel. Ek sal hom instel in die vergelyking 1/2x plus 1, dan kry ek y is gelyk aan 1/2 maal met 2 op 5 plus 1, en dit gee vir my 1/5 plus 1, en dit gee vir my die antwoord van 1 en 1/5, wat ek dan ook kan skryf as 6 op 5. Met ander woorde, die koördinate van F is die punt 2 op 5 en 6 op 5. Die laaste vraagie wat ons nou gaan doen, vra hulle vir ons, bepaal die lengte van DG as x gelyk is aan minus 1. Met ander woorde, die lengte wat ons nou moet gaan bepaal, is hierdie lengte van DG as x gelyk is aan minus 1. Met ander woorde, dit gaan oor die y-waardes. So, ek gaan in die eerste plek minus 1 in f se vergelyking instel. So, kom ons sê, f was mos nou my vergelyking, minus 2x plus 2, en g is my vergelyking, 1/2x plus 1. So, as x gelyk is aan minus 1, dan gaan ek kry y is gelyk aan minus 2 maal minus 1 plus 2, en dit gee vir my, 2 plus 2 is 4. Ek kry ook y is gelyk aan y is gelyk aan 1/2 maal met minus 1 plus 1, met ander woorde dit is minus 1/2 plus 1, en dit gee vir my die waarde van 1/2. Nou sal julle onthou, DG is met ander woorde my maksimum waarde minus my minimum waarde, en dit is
4 minus 'n half en dit gee vir my 'n antwoord van 3,5 eenhede. As jy gaan tel ook, dan kan jy sien, hierdie waarde hier is mos nou, daai y-waarde is 4, hierdie y-waarde is 'n half, so 4 minus 'n half is 3,5. So die afstand tussen 4 en 'n half is 3,5. Goed, dit behels dan die laaste lesie van grafieke. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur die huiswerksommetjies te voltooi en dan is jy sommer slim met grafieke. Geniet dit.